Die paras in die pot sê, julle moet ophou wolf skree. Die water word nou eers lekker warm. Nou ja, jy ken die storie van die paras in die pot, en jy ken die storie van die seentjie wat wolf geskree toe daar nie 'n wolf is nie. En dis wat die paras nou doen. Hulle sê, jy skree wolf. Dit terwyl die ou wolf klaar die eerste huisie omgeblaas het. Die eerste huisie is omgeblaas en daai mense sit nou op straat. Daai mense sit nou by organisasies wat vir hulle moet sorg. Hulle het alles verloor. En daai selfe ou wolf is besig om te blaas aan die middelklas huisie. Hy blaas inflasie, hy blaas hoër belasting, duurder dieselpryse, duurder kospryse, alles gaan op en die inkomstes bly dieselfde of selfs minder as jy jou eie besigheid het. En die mense binne in hierdie huisie kom agter, maar hierdie huisie gaan nie bly staan nie. Maar die oomblik as hulle sê hier's 'n wolf by die deur, dan sê die paras in die pot, nee, julle skree wolf. Die Piet Kroukamps en Max de Preez van die wêreld sê, waaroor kla julle? Julle het karre, huise en werke. Kyk na die 30 miljoen mense wat nie karre, huise of werke het nie, wat in shacks bly. Hou op, julle moet skuldig voel oor dat julle swaar kry en daarom bly jy stil, want dit is hoe jy para in die pot hou. Jy hou hom stil, jy hou hom geïsoleerd en jy hou sy roeping weg van hom. Niemand vra ooit, hoe kry jy die para uit die blerrie pot uit nie? Jy kry hom uit as hy ophou naïef is, as hy ophou geïsoleerd is en as hy roeping het. En dis waaroor hierdie video gaan. Hierdie video gaan nie daaroor om jou moedeloos en depressief te maak nie. Dit is om jou te inspireer om uit die pot uit te spring, want daar is 'n wolf. Dit wat ons sê wat kom, die maatskaplike krisis wat reeds besig is om te gebeur. Nie wat kom nie, wat reeds besig is om te gebeur. Is 'n realiteit. Dit is nie 'n wolf nie. Maar hoe langer jy in die pot sit, hoe langer gaan dit jou vat om te reageer daarop. En jy het nodig om te reageer. Jy het nodig om te besef, jy moet iets doen daaraan. So, die eerste plek is, jy moet nie geïsoleerd wees nie. Jy is nie alleen nie. Jy sien, daar's te veel mense wat om hulle kyk, en hulle sien almal drink mokka chocochavas en gaan op vakansie en koop nuwe karre, en dan dink hulle, dit is net hulle wat swaar kry, so dit is hulle fout. Hulle voel hulle het iets verkeerd gedoen. Hoekom kan hulle nie ook suksesvol wees soos almal nie? Hulle kyk TikTok video's van mense wat geld het, en wat die ryk lewe lewe, en dan bly hulle stil, want hulle dink dit is hulle skuld. Dis jou skuld nie. Klomp mense kry swaar, al meer mense kry swaar, maar al meer mense bly stil, want al die ander mense bly stil. Hulle sien dit as 'n swakheid om te sê, maar hierdie storie werk nie. Ek werk my gat af om my inkomste te verdien en dan kan ek nie alles betaal nie. Laas jaar was dit beter, hierdie jaar doen ek alles presies dieselfde, maar dit werk nie meer uit nie. Dit is nie jou skuld nie. Jy is nie alleen nie. Maar dit is jou verantwoordelikheid. En daarin lê jou roeping. Jy moet uit die pot uitspring en begin iets doen. Jy sien, dit is die derde varkie wat die huis gebou het van bakstene en wat die pot aan die kook gehou het met die water, wat die wolf se einde was. Dit is Rooikappie wat met die byl die wolf bygekom het, wat sy einde was. So, jy het 'n roeping, jy het nodig om uit te spring en iets te doen. Dit is waar hierdie video gaan. Ons moet 'n kopskuif maak om uit hierdie blerrie pot uit te klim, om ophou gemaklik te wees en om ophou te keer as iemand sê daar's 'n krisis daar buite om te sê julle skree wolf. Dit terwyl jy sien wat gebeur. Raak betrokke. Kry jou roeping. Bou 'n huisie vir dit wat om jou kom. Luister, ek is 'n jaar terug afgelê retrench of wat ook al. Ek sê nou vir jou, die waarde van vriende en familie se ondersteuning is ongelooflik. Geen organisasie gaan daardie ondersteuning kan bied wat vriende en familie kan gee nie. En solank as wat jy in die posisie is, doen dit. Wees daardie vriende en familie wat omgee vir jou mense. Wees die varkie wat die huisie bou en wat die pot aan die kook hou. Want die middelklasse huisie gaan omwaai. En as ons nie mekaar gaan help nie, as ons nie almal saam gaan werk om 'n oplossing te kry nie, as ons nie gaan praat met mekaar nie, as ons nie idees gaan uitruil, as ons nie gaan planne maak nie, dan gaan ons opgevreet word. Daar is 'n wolf daar buite, hy is besig om te ruk aan die huisie. En ons moet planne maak om 'n baksteenhuisie te bou. Paar goed om te hou. Eerste ding is, moenie naïef wees nie. Hier is moeilikheid. Tweede een is, moenie geïsoleerd voel nie, jy is nie alleen nie. Derde een is, jy het 'n roeping, jy kan 'n verskil maak. Jy moet net aan die gang kom. Hoe doen jy dit? Begin by jouself, begin by jou gesin, jou omstandighede. As jy vandag jou werk moet verloor, want hier is die probleem. Die volgende werke wat gaan verloor word, is nie pakkette wat uitbetaal gaan word nie. Dis besighede wat eenvoudig gaan toemaak. Daar gaan nie 'n pakket wees nie. Mense gaan in die middel van die maand net by 'n toedeur aankom en die vraag is, hoe lank kan jy dan oorleef? Maak seker jy sit vir jouself vet weg. Maak seker jy sit vir jouself die geleentheid daar om iets anders te kry. Moenie naïef wees nie. Moenie dink jy gaan, as jy jou werk verloor het, skielik 'n entrepreneur word en 'n besigheid begin oornag en geld maak nie. Luister, daai mark is besig om vol te word. Ons almal probeer entrepreneurs wees daar op die oomblik. Daar's 'n klomp van ons wat
met goedjies en dingetjies probeer om te oorleef. So die oomblik as jy jou werk verloor en jy wil dan 'n entrepreneur word, dan gaan jy in 'n groot kompetisie in hardloop. Begin eerder nou vroeër om 'n entrepreneur te wees voordat jy jou werk verloor het, om eerder as om te wag tot later. So as jy ekstra inkomste kan verdien, fantasties. As jy 'n ekstra bron of 'n ekstra stroom van inkomste verdien wat nie afhanklik is van jou werk nie, nog beter. Hierdie is die tipe van goed waaroor ons moet dink en praat, mekaar moet help nie. Ons moet in ons gemeenskappe inisiatiewe, ons moet spasies ontwikkel vir waar mense kan heen gaan. Een van die groot probleme is, waar gaan jy heen as jy uitgeskop word uit jou huis uit? Waar is daai spasie? Waar gaan ons met mense heen wat nie verblyf het nie? Luister, ek kan vir jou brood en melk gee vir kos vir die dag en ek kan jou honger stil vir 'n dag, maar waar gaan jy bly? Waar gaan jy slaap vanaand? Waar gaan jy 'n veilige plek hê en nie nat reën nie en net 'n goeie nagrus kan kry? Hierdie is goed waaroor ons moet praat in ons gemeenskappe, in ons gesinne. Ons moet gesels met mekaar. Ons moet vang net 'n bou vir mekaar. Ons moet daai varkie wees wat verder dink en sê, maar hoe bou ek 'n baksteenhuisie? Hierdie is die goed waarmee ons moet doen. En dit is die boodskap van hierdie video, is dink anders oor wat kom. Moenie laat hulle jou uitvang nie. Moenie laat hulle jou bang praat en maak asof jy wolf skree wanneer jy sien wat gebeur nie. Wanneer jy kan sien wat aankom, as jy kan sien hier's 'n maatskaplike krisis op pad, reageer. Reageer vinnig, reageer so goed soos wat jy kan. Hou op kyk na ander mense wat hulle self oorlaai met skuld. Wees jy die een wat ophou skuld maak, wat so veel as moontlik kapitaal probeer wegsit, wat so konservatief as moontlik probeer lewe, wat so sterk as moontlik kan staan vir wat ook al mag kom. Ons weet nie hoe dit lyk nie. Ons weet nie wie geraak word nie. Ons weet nie, maar wat ons wel weet is dat die ou wolf daar buitekant besig is om te blaas. Moenie laat hulle jou uitvang nie. Moenie laat hulle jou laat sleg voel wanneer jy skree wolf as jy die bliksem in die oë kyk nie. Pas julle self op, rof daar buite. Groetnis.